Nee, ek sit maar net stil, dink ek. Lig uit die skrif, soos gewoonlik, deur Dr. Roelie van der Spy. Dr. van der Spy breek vir ons die waarhede van die skrif oop en maak vir ons duidelik wat gebeur, ook in vertaling moontlikhede of vertaling gebeurtenisse, want daar moet iets gebeur in die vertaling om vir ons te sê wat word verstaan vanuit die oorspronklike vertaling. Vandag die tema: hy sal sy vader verlaat en sy bruid aankleef. En daarom sê ons vir jou middag, Roelie, wat gaan jy vir ons vandag sê van hy sal sy vader verlaat en sy bruid aankleef? Dit klink so baie Bybels, maar ek weet nie of dit heeltemal so uit die Bybel uitkom, soos wat dit hier staan nie. Ja, in soveel woorde. Middag luisteraars, middag Willem. Ja, ek het die temaatjie so 'n bietjie aangepas. Julle sal nou sien, daar staan eintlik in die Bybel, hy sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. Nou my vraag is dit korrek wat ek hier geskryf het? Hy sal sy vader verlaat en sy bruid aankleef. Wie het dit gedoen? En ons sal net daarby kom om te sien wie het letterlik sy vader verlaat en sy bruid aangekleef. Maar nou ja, dit is maar wat mens doen. As mens trou, verlaat jy jou ouerhuis en jy gaan bly by jou bruid, by jou vrou. Nou, ons sit in ons vertaalwerk, het ons Efesiërs 5 vertaal, en dit het my nogal getref. Daar was 'n paar fyn nuances wat my baie sterk opgeval het. Miskien omdat ek nou 'n bietjie meer na die Grieks moes kyk, het dit my sterk opgeval. Maar waar kom dit vandaan? Want daar in Efesiërs 5 is daar 'n aanhaling wat sê, hy sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Waar kom dit vandaan? Waar lees ons dit die eerste keer? Nou Willem, ek dink jy weet dan seker waar dit die eerste keer vandaan kom. Miskien nie. Ja, is vroeg in die Bybel, daar in Genesis. Ja, ek wou sê miskien nie met vers en 'n kapittel nie, maar daarom weet jy dis uit Genesis. Ja. So luisteraars, ons eerste skrifgedeelte is uit Genesis 2 van vers 20 tot 25. Nie lang gedeelte nie, maar dit is waar hierdie woorde die eerste keer voorgekom het en wat dan 'n paar keer in die skrif aangehaal word. So lees saam met my asseblief dan Genesis 2 van 20 tot 25. Nou hier gaan dit, in die eerste vers 20 gaan dit eintlik oor God wat vir Adam gesê het, jy moet die diere naam gee. Nou, die gevolgtrekking van hierdie naamgeeery is dat, hulle pas nie by my nie. Met ander woorde, hy moes hulle gaan leer ken. Hy moes gaan weet wie is wie, watter dier is watter dier, watter lewende wese, hoe werk hulle, hoe pas hulle. En hy het agtergekom deur hulle naam te gee, deur hulle te benoem, deur te sê wie is wie, deur hulle te leer ken, het hy agtergekom, daar is nie een wat by hom pas nie. So dis die afleiding wat mens maak as mens hierdie gedeelte lees. So Genesis 2 vers 20 dan. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasslaap. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op. En die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem. En dan hierdie bekende versie waarna ek verwys het, vers 24. Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hulle twee, die man en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Ja Willem, dit is waar hierdie aanhaling dan vandaan kom wat ek so 'n bietjie verfrommel het. Vers 24 van Genesis 2. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Sommer net uit die konteks van hierdie gedeelte, Roelie, is daar 'n spesifieke rede hoekom
die vader, die man, sy vader en moeder verlaat, en nie byvoorbeeld nie die vrou nie. Ja, ek weet nie. Dis 'n baie goeie vraag. Nou ja, ons moet onthou in die Bybelse kultuur, die man was die prominente figuur, die prominente akteur of man wat die aksie gedoen het. En daarom is dit dalk seker maar die man wat die aksie moet doen, moet neem, om sy vader en sy moeder te verlaat. Ja, ek het al gewonder. Het hy nou by die skoonfamilie gaan bly? Die man sal sy vader en moeder verlaat. So het hy by die skoonfamilie gaan bly. Jy Maar tog weet, is dit wat vir my interessant is met die stelling is, in die lewe het ek gesien dat baie keer, jy weet, as 'n vrou gaan nie weg van haar ma nie, sy hou daai kontak. 'n Man raak 'n bietjie los van sy familie, nie dat hy los raak nie, maar hy raak onafhanklik van hulle. En wat ek vir jou wil vra, dink jy nie is omdat die man geag was en steeds dalk moet wees, die sterker een wat op sy eie kan ageer, leef, en die vrou miskien 'n bietjie meer gebonde sal wees aan haar familie? Ja, maar weet jy, wil 'n mens nou vir twee aspekte. Ek dink nou net aan jou eie 3 seuns. Nou ek het seuns en dogter. En jy luisteraar wat seun en dogter het. Ek dink as ons vergelyk, nê, dan sien ons mos nou die verskil. Die man, die jong seun, die jong man, verlaat letterlik sy vader en moeder en hy gaan na die skoonfamilie se kant toe in 'n sekere sin. Maar die dogter verlaat nooit haar ma in daardie selfde mate nie. Sy het altyd 'n nouer band met haar ma as vir die seuns met hulle pa het, as ek dit dan so kan stel. So alhoewel die man dan fisies ook weggaan, is hy emosioneel 'n bietjie verder van sy ouers af as wat die dogter is van haar ouers af. Ja, so dit is 'n interessante waarheid. Goed, my vraag waaroor ek wil praat dan eintlik, waarna ek wil kyk in hierdie praatjie dan is, hoe is dit dan verder toegepas? Nou, kom ons kyk dan in die Nuwe Testament. Hoe word dit toegepas? En ek het dit reeds genoem, ons gaan dan na Efesiërs 5 toe. So blaai asseblief saam met my na Efesiërs 5, dit gaan ons groot skriflesing vir die dag wees. En dan kyk ons, hoe is hierdie gedeelte dan gebruik in die Nuwe Testament? En die hoofsaaklike gedeelte wat gebruik word is eintlik maar daardie vers 24. Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Goed. Willem, ek gaan begin met Afrikaans 83 vertaling van Efesiërs 5 vers 21 tot 33. Sal jy dit vir ons lees en daarna gaan ek dan die 2020 vertaling lees. Maar luisteraars, ek moet vir julle sê dit is baie naby mekaar. Daar is amper geen verskil tussen die twee vertalings van hierdie gedeelte nie. Die opskrif in hierdie gedeelte is, die man sal sy vader en sy moeder verlaat. So dit is letterlik maar dan dit wat ons nou gesê het. So dit gaan oor die man en die vrou, die pligte van die man en die vrou is in 'n ander plekke die opskrif. So lees asseblief dan vir ons Efesiërs 5 vers 21 tot 33 in die 83 die nuwe vertaling. Vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.
Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Ja, baie interessant. Ek gaan 'n bietjie oor hierdie geheimenis ook dan praat wat Paulus so daar uitlig. Kom ek lees dan Efesiërs 5 vers 21 tot 33 in die Afrikaans 2020 vertaling. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Nou, in die Grieks staan daar en phoboi, uit vrees hy vir Christus. So dis interessant. Ek wil amper sê, soveel soos jy die heilige Christus vrees en daarom onderdanig aan hom moet wees, moet die vrouens dit ook doen en die mans dit ook doen. En interessant, in die Grieks is daar net een werkwoord. Hier staan wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Vroue wees onderdanig aan hulle mans. Maar in die Grieks is dit net een sinnetjie. Die werkwoord onderdanig is daar net een keer. So dit wys vir ons die onderdanigheid van die vrou is presies soos ons aan Christus onderdanig moet wees. So vrouens, ek wil sê, julle hoef nie te worry nie, dit is in 'n baie mooi verhouding as jy aan Christus onderdanig is, op dieselfde manier ook 'n verhouding met jou man te hê. Vers 22. Goed, ekskuus net. En dan is daar 'n ander interessantheid. Die eerste versie sê, vers 21, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. En dan vers 22 praat met die vrouens wat hulle alles moet doen. Van vers 25 word met die mans gepraat oor wat hulle alles moet doen. Nou kom ons hoor wat die vrouens moet doen. Vrouens, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof van die vrou is, soos Christus ook die hoof van die kerk. So is dit sleg, is Christus op 'n slegte manier die hoof? Ek dink nie so nie. En net so moet die mans dan ook hoof wees oor hulle vrouens. Nou ons sal hoor hoe is Christus met sy kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so moet ook die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Maar kyk net, elke keer word gesê, soos Christus, soos die kerk. So dit is nie is nie 'n overpowering, is nie 'n onderdrukking van die vrou nie, dat ons as moderne mense nou daarteen moet skop nie, want dit is presies soos Christus en sy kerk is. Nou vers 25 praat oor die mans. Mans, julle moet julle vroue lief hê. Hoe? Soos ook Christus die kerk lief gehad het. En dan nog meer nog, en die stukkie raak baie keer weg. Ook soos Christus ook sy kerk lief gehad het en homself ter wille van sy kerk oorgegee het, sodat hy haar kon heilig deur haar te reinig en haar gereinig het deur die was met die water en die woord. Dit het hy gedoen sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en sonder smet. So Christus het al hierdie dinge gedoen. Hy het sy kerk lief gehad en versorg en geheilig en rein gemaak, omdat hy wou gehad het sy kerk, sy bruid moet heilig wees. So mans, dis hoe ons vrouens moet lief hê, dat hulle kan mooi wees vir ons, kan heilig wees, kan skoon wees, kan rein wees. Vers 28. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en koester dit en luister net. Ek dink baie keer eindig ons net daar. Niemand het nog ooit sy liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus die kerk. So ons moet ons eie liggaam, wat ons vroue is, lief hê en voed en koester soos Christus die kerk voed en koester.
Want ons is immers lede van sy liggaam. Ons is deel van daardie liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind. Hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimnis is groot. Ek sê dit met die verwysing na Christus en sy kerk. Vers 33 is dan 'n opsomming, maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê soos hy homself liefhet, en laat die vrou haar man eerbiedig. Nou Willem, jy's 'n beraader en jy weet baie meer van die verhoudings, van ek wou amper sê van die probleme in verhoudings op. Maar dit is my interessant dat die man aangespreek word om sy vrou lief te hê. Die vrou word aangespreek gedurig deur om respek te hê vir die man. Want dit volg, soos ek dit al in die lewe gesien het, as 'n vrou eers eenmaal respek vir haar man verloor het, dan word die verhouding verbreek. Dan groei dit nie meer. En Ja, Rudy, ek wil gou daar kom en sê, jy weet, om vir mans, om hulle vrouens lief te hê, om dit te wys, om dit te vergestalt met aksie, met dade, met woorde, is partykeer moeiliker. En vir vrouens om respek te betoon teenoor iemand is weer moeilik. Wat dit vir my duidelik maak, dit is vir my so, dat die Here klem lê op die deel wat moeilik is vir die mans. Dit wat van selfsprekend kom, want weet jy, as ons iemand langs die pad sien, 'n vrou langs die pad sien wat 'n papwiel het, dan sal ons maklik gaan help, want ons respekteer die vrou. Ja. So dit is 'n deel wat vir mans, dink ek, hopelik nie, ek weet dit is nie altyd so nie, maar baie keer meer natuurlik kom. En die deel wat vrouens weer, hulle is weer lief vir mans, of vir mense, mans hier in hierdie geval. En hulle wys dit. En dit lyk vir my die Here lê klem op die moeilike deel. Dit wat die vrouens moeilik vind, want partykeer wil hulle so byna daaraan grens om, en baie keer gebeur dit, en miskien jy kan sê ten regte, verloor hulle respek vir mans. En om dit terug te kry is vir die vrouens moeilik, is harde werk. So die klem word so half, nie half nie, word vir my heeltemal geplaas op die deel wat die moeilikste is vir die vrouens en die moeilikste is vir die mans. Dit wat van nature kom, dit kom, of meer van nature kom, word nie gemeld nie. Ek dink dis hoekom die twee pole van mekaar, vir mans en vrouens, so beskryf word. Ja, dit is my interessant dat God mense so goed geken het in daardie tyd, en dat dit nog steeds toepaslik is vir vandag, dat hy juis ons swakpunte vir ons uitlig en sê, dis julle swakpunte, hieraan moet julle werk. Nou ja, ek wil sê, dit is soos ons deesdae op 'n mooi manier sê, ons sê nie swakpunte, ons sê dis dit punte wat aandag nodig het, dis groeipunte. Nou ja, dis letterlik groeipunte vir man en vrou hierdie, ja. Ja, nou wil ek vra, ons het nou so oor hierdie verhouding van man en vrou gepraat, is dit op die kerk as bruid van toepassing ook? Hierdie wat sê, die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. Kan ons dit volledig op die kerk toepas, op hierdie verhouding tussen Christus en die kerk toepas? En dis nogal vir my 'n interessante vraag. Maar as ons nou mooi kyk na al die dinge wat daar gesê word, en veral hierdie versie wat sê van die geheimnis, vers 32 sê, hierdie geheimnis is groot. Paulus sê, ek sê dit met verwysing na Christus in die kerk. Waarna verwys hy? Hy verwys na die versie net daarvoor wat sê, vers 31, om hierdie rede sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind. En hulle sal een vlees wees, een wees. So, hoe werk dit met Christus? Het Christus sy pa en sy ma verlaat en sy bruid aangekleef? Dus hy het nie sy pa en sy ma verlaat, maar hy het definitief sy pa verlaat. Hy het sy vader verlaat. Christus was deel van die drie eenheid, is deel van die drie eenheid, en hy was saam met die Vader en die Gees een by mekaar gewees. En Christus het letterlik sy vader verlaat. En sy bruid, die kerk, kom aankleef. Kom een word
met sy bruid. Dis fantasties, dis wat ek net nou gesê het. As die vertaalwerk gedoen het en ek dit agterkom, as dit 5, wow, ek het dit nie besef nie. En dit is hierdie geheimenis wat Paulus raak gesien het. En hy sê, dit is 'n geheimenis, en ek wil vir julle sê, ek pas dit op Christus in die kerk toe. Want ek dink nie, ons het baie al daaraan gedink, dat hierdie uittreksel uit Genesis 2 vers 24, letterlik so op die kerk, op Christus verhouding met die kerk, met sy bruid, toegepas kan word nie. So ek hoop, dis vir jou iets baie mooi, want vir my was dit besonders, dat dit is hoe Christus gedoen het, en dit is dan wat dit vir ons soveel meer motiverend is, om dit self ook so toe te pas in ons lewens. Baie van die Nuwe Testament, as ons dit so lees, dan besef ons net, Paulus en ander het die kennis gehad van die Ou Testament, en dit wat hulle dan gee, en van Christus, die leringe van Christus, kom as basis, want hulle Bybel was tog die Ou Testament, die Nuwe Testament nog bestaan nie, so dit wat hulle vir ons leer as basis is die Ou Testament, en ons moet dit eintlik nie miskyk nie, ons moet dit altyd raak sien. Maar Roelie, ek wil 'n ander facet net beklemtoon. Jy het gesê iets van die vrouens, moenie worry nie, goeie Afrikaans, oor die onderdanig wees nie. Maar ek wil verder gaan en sê, die vereiste vir die man om soos Christus sy vrou te ondersteun, lief te hê, is radikaal meer as die vereiste vir die vrou om onderdanig te wees. Hier is dit, want Christus het sy lewe afgelê. Hy het nie net gekom en in die kerk, die bruid wat ons is, die gelowiges liefgehad nie. Liefgehad soos op 'n kalme manier nie. Nee, hy het radikaal liefgehad, sodanige liefde, wat letterlik met sy dood aan die kruis die gevolg was. Dan besef jy dat die vereiste vir die mans eintlik baie groter was. Ek dink dit klink net partykeer so in vandag se taal amper vernederend om te sê die vrouens moet aan hulle mans onderdanig wees. Nee, vir my is die klem baie duidelik dat die mans tot die dood toe hulle vrouens moet lief hê, sonder om hulle self voorop te stel, moet hulle vrouens voorop stel. En dit was waarskynlik ook hoekom daar soveel klem gelê word. Jy weet, 'n man sal sy vader en moeder verlaat en hom met sy vrou verbind. Hy moet alles prysgee ter wille van sy vrou. Ja. En dan sal hulle twee een vlees wees. En wonderlik as twee mense soos een kan saam leef op hierdie aarde. Ja, Willem, weet jy, dit is eintlik vir my baie interessant dit wat jy nou sê, maar dit pas so in 'n sekere sin, die manier waarop die man lief het, is om te doen. Die mans het nie lovey-dovey liefde altyd nie. Mans sê, ja, maar kyk hoe hard werk ek, kyk hoe doen ek dit, kyk hoe hard werk ek vir die kinders, kyk hoe laat werk ek. Ons toon ons liefde deur harde werk. En dit pas eintlik so half by die voorbeeld van Christus, maar Christus het dit verder gevat, vers 28, net so is die mans verplig om hulle eie vrouens soos sy eie liggaam lief te hê, wie sy eie vrou lief het homself lief. Niemand het nog, vers 29, niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus die kerk. So, en dan het Christus homself oorgegee ter wille van die kerk. So lief het Christus die kerk gehad. Vers 25 sê dit, mans, julle met julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het, en homself ter wille van haar oorgegee het. Nou, Christus het hom letterlik tot die dood oorgegee. Ons mans hoef daarom nie dit te doen nie, maar so ja, in 'n sekere sin is dit makliker vir die mans om liefde deur dade te bewys.
Maar wat Christus gedoen het, sy dade was tot die dood toe. En dit kan ons nie doen nie. Daardie stukkie is nogal te erg. Ons kan dit nie doen nie, maar so moet ons vrouens lief hê soos Christus dit gedoen het. So dit is my fantasties daar. Ja, Ekskuus, vers 25 en natuurlik in die 83 vertaling wat ek gelees het, sê tot die dood toe, nê? Hy het hom oorgegee tot die dood. ja, So en ek dink tog, jy sê ons kan dit nie doen nie. Ek dink tog 'n deel daarvan moet ons doen. Miskien nie letterlik fisies dood nie, maar 'n deel van jou lewe, van jou wese moet jy dalk sodanig opoffer. Prys gee. Vers 25 in die nuwe in die 2020 vertaling sê oorgegee. In die 83 vertaling sê tot die dood toe. So ek dink hierdie twee bymekaar sê eintlik vir ons. Ja. Ja, sy lewe en die ander een sê oorgegee. Ja. So dit is 'n baie radikale negering van wie jy is ter wille van jou geliefde, jou vrou. Ja. En weet jy, in die punt dan wat ek nou heel middag wil beklemtoon is, dit is wat Christus gedoen het. Christus het sy wese verlaat, sy goddelike wese, sy goddelike blyplek, sy goddelike ouer, sy blyplek verlaat, letterlik, soos Genesis 2 vers 24 sê, en hy het sy bruid gaan aankleef, ons die kerk. En dit is geweldig. So Christus het sy wese verlaat. Ons as mans sukkel daarmee. En daaroor is daar baie keer sulke skouerskuurings in die huwelik, want die man kan nie sy wese ontken, verlaat nie. Ons kan nie wees soos ons vrouens wil hê ons moet wees nie, want ons is te veel van ons eie wese nog in onsself. En dit is fantasties dat die voorbeeld wys hoe Christus sy goddelike wese agtergelaat het en kom mens word het, om by ons by die bruid, by die kerk te wees. Ja, so dis geweldig, dit wat Christus alles gedoen het. Ek wil daarom net iets sê, Rolie, miskien so 'n bietjie bevestig of teen wat jy gesê het. Jy weet, 'n man kan nie doen als wat sy vrou wil hê hy moet wees nie. Ek wil dit verder sê, 'n man deur sy ongeloof, sy onmagtigheid, kan nie wees wat die Here sê hy moet wees nie. Nie noodwendig wat die vrou sê nie, want die vrou het haar eie vereistes. Maar ons moet wees wat die Here sê, want dis wat Christus kom doen het. Hy het presies gedoen wat God die Vader vir hom gesê het. En dis wat ons moet doen. Ons moet nie noodwendig luister wie en wat sê my vrou nie, of wat sê die mense, of wie, maar wat sê God, en hoe moet ek dan, en in daai opsig, kruisig ek my gedurig, my eie wil, my eie vooropgesette belange vir my, terwille van my naaste, ook terwille dan in eerste plek waarskynlik teenoor my vrou. Ja, baie mooi, baie dankie Willem. Ja, dit is eintlik die fundament, die fundamentele waarheid. Dat ons hoef nie te wees soos ons vrouens is nie, ons moet wees soos Christus is en was en moet wees, wil wees. En as ons dan soos Christus is, dan sal ons wees soos ons vrouens wil hê ons moet wees. En vrouens, as julle sukkel om julle mans te respekteer, eerbied te betoon, kyk, julle moet net wees soos Christus was. Julle moet soos Christus sy kerk gerespekteer het, geëer het, sy liggaam, sy bruid. So moet julle dan die mans ook te doen. En dit is soveel keer in hierdie gedeeltetjie, soos Christus, soos Christus, soos Christus. Kyk net 'n bietjie, ek tel nou sommer 3, 4, 5 keer hier in hierdie gedeelte vandag, word daardie vergelyking gebruik. So vrouens, ons mans moet soos Christus vir julle lief hê, maar julle moet soos Christus vir ons respekteer, eerbied hê, sodat die verhouding nie uitmekaar uitval nie, dat die verhouding aangegaan kan word. Ja, ek dink ek wil begin afsluit deur te sê, maar dis my so wonderlik dat hierdie
aanhaling uit Genesis 2 vers 24, dan vir Paulus soos 'n geheimenis is wat oopgegaan het. En hy sê, hierdie geheimenis is groot, en ek pas dit op Christus en die kerk toe. Die ou vertaling sê, hierin lê 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit op Christus en die kerk toe. Ja. Nou ja, net so terloops van die teologie kant af, is dit altyd 'n bietjie moeilik partykeer om te sê, wat beteken dit, as Paulus sê, dis 'n geheimenis wat ek op Christus toepas. Asof ander mense dit dalk nie gedoen het nie. Miskien het Paulus dit ingesien, en daaroor pas hy dit toe. Miskien het ander mense dit nie ingesien. Maar dit is nie asof Paulus nou iets sê wat nie kosher is nie, wat nie reg is nie, wat nie in God se wil is nie. Ek dink hy sien juis God se wil, en daarom maak hy juis hierdie geheimenis oop, dat ons dit ook, ons gewone mense, dit ook kan verstaan. Ja, so dis vir my 'n mooi stukkie daar, wat baie keer ook 'n paar vrae oopmaak, wat mense nie altyd weet hoe om dit te antwoord nie as daar staan, maar ek, Paulus, sê dit, dis 'n geheimenis wat ek op Christus toepas. Ek dink dit is maar net dominee Paulus, profeet Paulus, pastor Paulus, wat dit dan vir sy mense duidelik maak. Dankie. Really, die skrif is eintlik baie wonderlik, want vandag hoor ons ook dat die Ou Testamentiese voorskrif vir man en vrou weer toegepas word in die Nuwe Testament. Weer eens 'n bevestiging van twee gedeeltes wat mekaar nie weerspreek nie, maar aanvullend. Die een vertel vir ons net meer op 'n dieper vlak van wat oor man en vrou oorspronklik bedoel is, word hier op man en vrou, maar ook op 'n dieper vlak van Christus en sy kerk vir ons verduidelik, sodat ons duidelik kan sien, hier's nie weerspannigheid, tweespalt in die skrif oor wat die skrif sê nie. Nee, dis aanvullend tot mekaar, opbouend, meer seggend, nie afbreekend en teenoor mekaar stellend nie. Ja, jy het dit laas keer ook gesê, Christus het nie gekom om die Ou Testament uit te wis en nou iets nuuts te maak nie. Hy het eintlik dit kom vervolmaak. En ons sien hoe volmaak het hy dit gemaak deur daardie Genesis 2:24 te vervolmaak in sy verhouding met die kerk. En nou sien Paulus dit raak uit die Ou Testament en dan uit die waarheid van die lewe van die kerk. Ja. Weereens, die Nuwe Testament is die vervolmaking, die vervulling van dit wat in die Ou Testament geskryf is. En dis wat jy ook sekerlik wil hê ons moet sien. Aan die een kant dit wat Christus kom doen het, maar aan die ander kant ook die praktiese raad wat hy vir ons gee vanuit die skrif van man en vrou. Man, die twee loop so wonderlik aan mekaar vervleg, dat ons hoef dit nie uit mekaar uit te maak nie, want ons is ook deel van sy kerk, van die liggaam van Christus. Ja. En dit is dan ook waarmee ek wil afsluit en sê, mag ons huwelike 'n voorbeeld vir die wêreld wees van hoe Christus se verhouding met ons is. So ek dink dit is so wonderlik dat ons hierdie dinge raak sien en dat ons besef hoe, ek wil amper sê, hoe 'n heilige ding Christus, hoe God vir ons gegee het, dat ons as man en vrou in 'n huwelik mag saamlewe. En omdat dit vir hom so wonderlik was, het hy sy verhouding met die kerk in dieselfde terme kom beskryf, om duidelik maak, om wys. So, luisteraar, jou huwelik is eintlik 'n fantastiese heilige ding, want dit is presies wat Christus kom doen het. Hy het sy huwelik kom bevestig met sy bruid hier op aarde, wat ons is, wat die kerk is. En ons moet ook dit so uitlewe, want daar is mense, baie mense wat nie kerk toe gaan nie. Baie mense kyk na jou en na my, na ons huwelik, om te sien wat God gedoen het. En as ons in ons huwelik kan wys wat God gedoen het, dan vervul ons nog weer eens hierdie Genesis 2:24 op 'n volgende manier. Ja, mag dit so wees in ons lewens.
Ja, dankie Roelie. Jy weet, is amper weer nie amper nie. Dis heeltemal 'n oproep tot ons as gelowiges om ook in ons huwelikslewe 'n voorbeeld vir die koninkryk van die Here te wees. Baie dankie vir jou duidelike manier wat jy dit vir ons oopbreek en vir ons duidelik stel. Ja, ek weet jy preek nie vir ons nie, maar jy stel duidelik die woord aan die woord aan die woord. Jy laat die woord met ons praat. Baie 'n dankie. Laaste woord en dan 'n kontaknommer asseblief. Ja, ek wil eintlik afsluit soos Paulus dit wil sê. Laat ons dan nou hierdie geheimenis van die Christus en die kerk se verhouding ook op ons toepas. Want hy het dit nou aan die ander kant gedoen, so ek wil dit graag die kant toe doen. Ja, want dit is regtig vir my 'n geheimenis gewees om te sien hoe sterk hy dit dan op Christus toepas en dan moet ons dit nou weer terugdra na ons kant toe. Ja, as jy enige ander vragies het wat ons kan mee stoei, kom gerus, kom sê vir ons as jy hou van wat ons gesels of nie hou van wat ons gesels nie. Sê dit ook asseblief dat ons miskien aanpassings kan maak. My nommer is 074 419 8353. Baie dankie. Baie dankie. Dit was Dr. Roelie van der Spy met sy praatjie en lig op die skrif. En ons sê vir jou tot 'n volgende keer. Baie seën, Roelie. Mag die Here met jou wees. Baie dankie. Seën vir elkeen van julle. Mag die geheimenis van julle huwelik ook duidelik wees.